Môre gemeente, dis Pinkstertyd en vandag het ek 'n paar saadjies by my. En vandag wil die Here met ons oor hierdie saadjies kom praat en oor ons identiteit. En eintlik die vraag vra, wie is ek? Baie welkom by vanoggend se erediens. Vandag dink ons terug aan Pinkstertyd, die uitstorting van die Heilige Gees daardie dag aan die disippels en wat dit vandag vir ons kan beteken. Hierdie hele tyd van Paasfees, Hemelvaart en Pinkster het ten diepste te doen met my en jou identiteit as Christene. En ons gaan vandag dit bietjie vergelyk met hierdie voorbeeld van die saadjies. Julle sal nou nie so ver kan sien nie, maar as jy naby kon kyk, sou jy hierdie saadjie kon erken. Hierdie is 'n koriander saadjie. Nou ek weet nie almal hou van koriander nie, party sê dit proe so seep in hulle monde, maar ek hou baie van koriander en wanneer ek hierdie saadjies plant, dan gaan hulle ontkiem asof hulle omtrent gebore word en hulle gaan wortels skiet, hulle gaan stingels groei en dan gaan hierdie plantjie bo uitkom by die grond. En wanneer die tyd reg is, wanneer hy gegroei het, klaar gegroei het, dan gaan hy blare maak, wat ek lekker in my kos gaan sit, en hy gaan dan selfs later nog koriander saadjies maak, en mens kan hierdie koriander saadjies dan eet of in kos sit, of jy kan hulle weer plant, en daar sal weer 'n koriander plantjie opkom, want dit is die saad wat hierdie is, dis 'n koriander saadjie. So wat het dit te doen met my en jou en met Pinkstertyd? Hierdie Pinkstertyd het die Here my kom herinner dat Pinkster moet ons herinner aan wie ons is. En in in die evangelie van Johannes word daar geskrywe in vers 12 en 13, maar aan almal wat hom aangeneem het en die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Jesus het self ook met mense daar gepraat om weer gebore te word en wonder, hoe in die wêreld kan ek nou weer 'n babietjie word en weer van voor af 'n groot mens word? Nou dit het te doen met hierdie saadjie. Jesus sê eintlik dat wanneer ons 'n Christen word, wanneer ons 'n kind van God word, wanneer ons daai besluit maak om Jesus te volg, dan maak hy ons heeltemal nuut. Dan begin ons lewe eintlik van voor af. Hy skep ons nuut. En dit het geweldig betekenis vir ons. Ons weet dat wanneer ons 'n Christen word, wanneer ons hierdie kind van God word, dan het die Here 'n spesifieke plan met ons lewe. Omdat ons sy kind is, nommer 1, vul hy ons met die Heilige Gees. Dit is 'n package deal. Wanneer ons 'n Christen word, wanneer ons Jesus aanneem, dan ontvang ons die Heilige Gees. Ons lees in 2 Korintiërs 1 vers 21 tot 22. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee, as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Dit is nie 'n if en 'n maybe nie. Wanneer ons 'n kind van God word, dan ontvang ons die Heilige Gees en God beloof dat hy altyd by ons sal wees. Hy sal ons nooit verlaat nie. Ons kan nie die Heilige Gees omkoop met goeie gedrag of gehoorsaamheid nie. En ons kan die Heilige Gees ook nie wegjaag deur die foute wat ons maak nie. God beloof dat hy by ons sal bly deur dik en dun. Maar ons kan wel kies hoe naby aan ons hom wil leef en dit het nou te doen met ons tweede punt vandag. Omdat ek sy kind is, lewe ek in gehoorsaamheid teenoor God. Hierdie DNA is reeds vasgevang in die koriander saadjie en daarom word hy hierdie plantjie.
Ons identiteit is reeds vasgestel in Christus, omdat ons hom aangeneem het, sal ons verlos wees en die ewigheid saam met God spandeer. Maar, ons het 'n keuse of ons gaan groei. Hierdie identiteit wat vasgevang is in die saadjie onder die grond, moet 'n stingel groei en deur die grond breek en groei om 'n plantjie te word. En net so het ek en jy daai verantwoordelikheid om Jesus na te volg. Efesiërs 2 vers 10 sê, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. God het vir my en jou reeds geskep met hierdie doel, hierdie droom, hierdie lewe wat hy vir ons beplan, die pad wat hy vir ons voorberei, maar ek en jy besluit, gaan ons dit elke dag kies, gaan ons dit uitleef, gaan ons groei, gaan ons laat ons blare lyk soos die Vader van ons, gaan ons lewe weerspieël hoe Jesus se lewe gelyk het op hierdie aarde. Dit is my en jou keuse en die Here nooi ons uit daartoe. Word soos Jesus, word soos hom. Groei, ontwikkel, volg hom na en wees gehoorsaam. Derdens en laastens vandag, omdat ek sy kind is, skyn sy lig deur my. Hierdie presiese gedeelte in Johannes begin met die lig het na die wêreld toe gekom. Die lig wat alles sal verlig, die lig wat die duisternis nie kan uitdoof nie, het na die wêreld toe gekom. En nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe, woon daardie lig in my en jou. En die Here se lig sal deur ons skyn. Wanneer ek en jy as 'n plantjie, as 'n saadjie besluit om te groei, dan as mense ons proe, gaan hulle weet wat ons is. Wanneer ek die blaartjies van my korianderplantjie eet, en ek hou daarvan, dan gaan ek weet, sjoe, dit is 'n korianderplantjie. As ek dit ruik, gaan ek weet, ag, dis 'n korianderplantjie. En wanneer mense na my en jou kyk, na ons lewe kyk, hoe ons lewe, gaan hulle ook weet aan wie ons behoort. Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Wanneer ons so lewe, dat ons lewe na God gevorm is, dan word dit 'n seën vir almal om ons. Net soos wat 'n boom skaduwee bied, voëls kan hulle nesies daar binne maak, hulle dra vrugte, so moet my en jou lewe ook vrug dra. Hierdie geestelike vrug wat van Jesus Christus se karakter en sy identiteit getuig. So kom ons gaan uit in hierdie week, kom ons onthou, Pinkster beteken, ek moet onthou wie ek is. Ek is 'n kind van God, en omdat ek 'n kind van God is ek gevul met sy gees. Moet ek my lewe toewy in gehoorsaamheid aan hom, en moet sy lig deur my skyn. Dit is God se genade aan ons, dit is sy geskenk aan ons. Kom ons gaan uit en leef met die seën van die Here. Amen.